Gemeente, vriende. Lukas 2 vers 8 tot 20 vertel ons van die geboorte van Christus. Ons lees in hierdie bekende teksgedeelte van Josef en Maria wat na Bethlehem gaan vir die volkstelling. Daar word Christus gebore, in doeke toegedraai en 'n krib neergelê. Ons lees ook van die engele wat aan die herders verskyn met 'n pragtige boodskap. Moenie bang wees nie, want vandag is daar vir julle die verlosser gebore, Christus die Here. Hierna gaan die herders na Bethlehem en hulle vind vir Christus net soos die engele vir hulle vertel het, in 'n krib en in doeke toegedraai. Hier deur hulle die boodskap van die engele met Josef en Maria. En almal wat dit aanhoor is verstom en selfs geskok. Maar dan, vriende, lees ons 'n aangrypende teksgedeelte, 'n versie wat ons al so baie keer gelees het, gehoor het, maar miskien geïgnoreer het. Kom ons lees hierdie teksgedeelte saam. Daar staan: Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Dis dalk goed om die Engels ook te lees. Dis dalk 'n nadere of meer direkte vertaling vanuit die Grieks. Daar staan: But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Nou vir my persoonlik is dit 'n aangrypende teksgedeelte wat vir ons 'n kragtige boodskap inhou vir vandag, maar ook vir die jaar wat volg. Wat kan ons hieruit leer? Al vriende, Maria het so baie dinge ervaar. Sy het soveel goed gehoor. Sy het engeles gesien, maar ook geboorte geskenk aan die verlosser, Jesus Christus. En al hierdie dinge wat sy beleef en ervaar het, wat sy gehoor het sy soos kosbare items in die skatkis van haar hart gebêre. Later kon sy hierdie herinneringe uithaal, daarna kyk, dit opweeg, daaroor bid, daaroor redeneer, daaroor mediteer. En ek is oortuig dat sy daarin krag, energie, hoop, veral wysheid gevind het. Natuurlik het Maria op hierdie oomblik in haar lewe nie alles begryp nie. Ook later sou daar baie hartseer en verlies volg. Maar omdat Maria hierdie skatkis van herinneringe bymekaar gemaak het, kon sy keer op keer daarna gaan en daarin haar geloof en wysheid en energie vind. Deurdat sy elke keer hierdie skatkis kon oopmaak, kon sy vertrou in die plan van die Here en ook die plan van God vir haar. Wat beteken hierdie versie en hierdie gebeure rondom Maria vir jou en my vandag? Al vriende, God is ook met jou en my besig. Ons hoor ook God se roepstem, sy openbaring, sy woord elke dag. Ons het ook al soveel wonderlike ervarings gehad oor die jare. En dit, vriende, maak deel van die skatkis van herinneringe in ons hart. Wanneer daar tye van onsekerheid is, wanneer ons twyfel, of wanneer daar hartseer of pyn en lyding in ons lewe is, vra hierdie teksgedeelte, Lukas 2 vers 19 van jou en my, om hierdie skatkis oop te maak, weer te kyk na die dinge wat ons in die verlede al ervaar het saam met God. Daarin ons hoop, daarin ons geloof, en daarin veral ons wysheid te vind. In hierdie teksgedeelte leer ons Maria ken as 'n gelowige vrou, wat in wysheid optree. Mag ons ook haar voorbeeld volg in hierdie jaar wat volg, 2026.